Glory. Ja, die Here bly goed. Ek het hierdie week weer agtergekom, God se boodskap is nie vir elke mens nie, is nie vir elke persoon nie. Jesaja praat baie mooi, hy bring 'n woord. Hy bring God se woord aan God se mense. En die woord was en is altyd tot voordeel. Vir jou, vir my. Die probleem is, ons vat nie die woord. Ons glo nie die woord nie. Ons leef nie die woord nie. Elke keer as die woord van die Here kom, elke keer kom daar altyd eers 'n vermaaning. En dan is daar saam met die vermaaning altyd 'n belofte. Wat vir jou weer vanmôre sê, God is 'n goeie God. En dis hier waar baie mense net hulle fokus op die negatief van die woord wil kry, terwyl die teendeel die waarheid is. Sal altyd uitgelig word. Waarmee is God nie tevrede nie, maar altyd sal dit opgevolg word met sy beloftes van herstel en seën. Altyd. God het nog nooit ooit anders gewerk van Genesis tot in hierdie dag nie. En die doel van elke boodskap om verlore siele in te bring vir God se koninkryk. En so wil God alles herstel met hom. Alright, kom ons kyk gou na die gebeure. Baie dinge het gebeur. Laas Sondag het ek gesê, daar gaan 'n groot stilstand kom, die wêreld gaan tot stilstand geruk word. Ek glo steeds dis met die wegraping. Maar hier is toe 'n ander stilte wat hierdie week gekom het. 2 biljoen Christene het stil gaan staan met die dood van die paus. Maar daar het baie ander dinge gebeur agter die skerms rondom die paus en baie vrae, gaan daar weer 'n paus kom? Ja, hulle gaan verseker. Maar hierdie paus wat dood is, was die voorloper van die valse profeet. OK. Die ou wat nou in sy plek gaan kom, gaan 'n absolute valse profeet wees. Weet julle hoe gaan ek dit meet? Aan een woordjie. Vrede. Dis al wat hulle nou gaan praat. Baie dinge is besig om te gebeur onder ons neuse en ouens, ons moet wakker wees. Die einde is op hande en dit moet jou baie opgewonde maak. Onthou die paus het in die begin van hierdie jaar het hy die portals gaan oopmaak. Aldus hom het hy gesê die portals van heiligheid was totaal demonies. Right, want die vrymetselary, hulle is besig met hulle aktiwiteite. Die grootste applaus wat Zelensky gister gekry het, was by die paus se begrafnis of eergister. Zelensky van alle mense. Intussen tyd was hy in Suid-Afrika in die week, hy het geland, hy het gesprekke gehad. Ramaphosa het blykbaar 'n baie goeie invloedryke oproep gemaak na die Russe toe en hy wat Ramaphosa is gaan vrede bewerkstellig tussen Rusland en Oekraïne. Die vyand is goed aan die werk. Toe skielik moet Zelensky terugvlieg die volgende dag want daar was 'n ontploffing in sy land, werklik. Al wat daar is. Maar die gesprekvoering wat hy met Ramaphosa gehad het, is baie interessant. Hy het hom kom vra om 400 kinders wat in child trafficking vasgevang is in Rusland. Het hy vir Ramaphosa gevra om te help om daai kinders los te kry. Werklik. Werklik. Die einde speel vir ons oë af. Interessante ding wat Trump gedoen het, ek het na 'n gesprek van hom geluister, het hom 'n vraag gevra, toe sê hulle vir hom, who's going to be the next pope?
Toe sê hy, I know him. And I like him. En toe kom hy agter wat sê en toe wil hy half backpedal. Jy moet bietjie, as jy luister, moet jy fyn luister. OK. So jong, die rampe, ons het nie rampe nie, hierdie waterrampe is iets kleins, is nie groot dinge nie. Aardbewings is aan die gebeur, die opstande is besig om te gebeur, Orania, 'n rooi kappie, hy wil Orania gaan vat, hy gaan moeilikheid kry, weet dit. So, ouens, ons sit hier in 'n malkolk van malword wêreld. En vanmôre toe ons hier agter is, kom dit baie sterk in my gees van die bene van Esegiel, waar God vir die profeet sê, kan hierdie bene lewe? En hy sê vir God hierdie ding, u weet dit. Hy was nie vol bravade nie, hy het gesê, u weet dit. En dan sê die Here vir hom, profeteer. En daaruit moet ons 'n groot les leer vanmôre, jou woorde. Moet jou toekoms vir jou begin bepaal, baie vinnig. Ons moet baie haastig, moet ons gereed maak vir groot dinge wat besig is om te gebeur. AI kom met 'n gewellige spoed na vore. Oorlog, Indië en ek dink is Pakistan is nou mekaar, Iran, Amerika, hier's groot dinge aan die gebeur. Ons moet baie beslis, baie vinnig wakker word, want die woord van die Here Jesus self het gesê, in die laaste dae sal dit so wees. Dan sê hy, maar ek kom sê die van die nag. OK. En nou wil ek dit gou 'n bietjie huis toe bring vanmôre. Ek wil jou vanmôre vra, hoe luister jy? Nie net vir die preke nie, hoe luister jy in die algemeen? Is jou ore werklik ingestel op mense se nood, se seer? Is jou ore ingestel op die waarskuwings van die woord van die Here? Is jou ore ingestel om te hoor wat gesê word? Touser sê, God het jou nie ore gegee om 'n bril te dra nie. Hy het jou ore gegee om te luister. Vrydag doen ek 'n begrafnis van 'n jong meisie van 37 selfmoord. Praat met die ondernemer, hy sê vir my, pastoor, as jy hier klaar is, moet ek ry, ek moet nog 'n liggaam gaan haal. 16 selfmoorde onder jong mense die laaste 2 weke. Net van 'n Bylpark. Onder die swart is nog erger. Is jy besig om iets te mis? Is jy besig om 'n ou se hart te mis as hy met jou praat? As hy sy hart met jou kan oopmaak, luister jy, of is jy so in jou eie wêreld, dat dit net om jou gaan? Toe ek daai begrafnis doen, was dit vir my persoonlik so 'n sensitiewe seersaak en 'n aanklag. Ons hoor nie. En weet julle wat, dis die woord wat die Here vanmôre ook vir my gegee het. Nie aanleiding van die begrafnis nie. Die woord het ek vroeër die week wel gekry. Bestorm die koninkryk van God. Wil ek vanmôre vir julle sê, jy gaan moet desperaat begin raak om God se hart te gryp. Ons sit en ons dink ons is okay en ons is op pad en ons wag maar Here moet net nie kom nie want ek is nog nie reg nie. Hy weet dit. Alright, kom ons gaan gou na Matteus toe. Hy sê dan Matteus hoofstuk 11. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm en bestormers gryp dit met geweld. OK? Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Nou gaan daar die valse leerstelling uit. Elia was Johannes, met ander woorde, die reïnkarnasie was Johannes. Maar hulle mis heeltemal die punt. Al die profete het gedui na Johannes toe, en Johannes is die kleinste profeet in die Bybel. Jesus sê dit. Hy sê die kleinste in die hemele is groter as Johannes die Doper. Maar nou kom hy en hy maak 'n stelling, as jy dit wil aanneem, hy Johannes was Elia wat sou kom. Wat sê hy daardeur? Die 4
van Elia was in Johannes. Ek wil dit vir jou uitlig. In 'n ander skrif wat ek hier bygesit het, ek het myself amper deurmekaar gehad, Matteus 3 vers 11 en 12. Hy sê, ek doop julle, dis Johannes wat hier praat. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wat het Elia gedoen? Hy het op die berg gestaan toe sê hy, die God van Israel sal antwoord met vuur. En die vuur het gekom en die altare is vernietig. En die afgoderry is alles vernietig. So hy sê julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblustelike vuur sal hy verbrand. Ons gaan hemel toe. Ja, sure. Ons gaan hemel toe. Maar het jy die vuur vanmôre? Het jy die Heilige Gees vanmôre? Is hy in beheer vanmôre? Is jy werklik in 'n intense verhouding met die Heilige Gees? Maar jy sien, nou kom hulle met mooi slim praatjies. Nee man, die inkarnasie is oké. As jy doodgaan, kan jy volgende keer terugkom as 'n bulldog. Magtig. Dis net praat mense. Ouens, en dit beïndruk mense. Weet jy hoekom? Want ons ken nie die woord van die Here nie. Dis die tragedie. Kom ons gaan terug daar na Matteus 11 toe. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor, maar waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk? Dis soos kindertjies wat op die markte sit en hulle maats roep. En hulle sê, vers 17, ons het vir julle op die fluit gespeel, julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing, julle het nie getreur nie. Met ander woorde, julle hoor nie. Julle hoor nie die blydskap nie, julle hoor nie die trane nie. Jy so in jou eie wêreld vasgevang, jy sit daar en niemand anders se nood raak aan jou nie. Waaroor gaan die evangelie? Om te gee. Waaroor gaan die evangelie? Om alles vir hom te gee en om hom die koning vir jou lewe te maak. Waaroor gaan die evangelie? Nie oor jy en my nie. Nee, dit gaan oor jy moet jou hart vir die Here gee en dan moet jy siele intrek vir hom. Nou word daar 16 jong mense begrawe in 2 weke. Ouens, weet julle hoe diep sny hierdie goed? Ek het hulle gevra by die begrafnis. Wie van julle het na hierdie kind geluister? Wie van julle het gehoor? Wie van julle het gesien hoe seer is haar hart? Ek het 'n begrafnisbrief as julle wil kyk, ek het dit vir die ouens vanmôre gewys. Die voorste foto, daar is hartseer in haar oë, is al wat jy sien. Maar wie ons is so in ons eie ou wêreldjie. It's me, I, myself. Dis al waaroor dit gaan. OK, nou sê hy, vers 18. Want Johannes het gekom, hy het nie geëet of gedrink nie. Dat hy 'n duiwel. Jy sien, ons kan so bly maak. Jy het daai ou gesien. Hy eet nie. Hou's nie lekker, hy eet springkane. Nou dag die springkane is toe grill almal hulle dood. Ek sê vir my vrou daar by die hospitaal toe ons daar loop, maar daai horde springkane, ek sê ek dink Johannes moes dit eet. Nou sê julle uit 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom. Hy eet en hy drink. En hulle sê, daar's 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is. 'n Vriend van tollenaars, sondaars, maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders. Jy sien, ons raak so hoog heilig, dat ons niks met die wêreld te doen wil hê nie. Het jy al gedink om in 'n kroeg in te stap en 'n oue bier te gaan drink? Ek sê nie jy moet die bier drink nie. Het jy al in 'n kroeg ingestap en 'n Coke gedrink saam met 'n ou wat 'n bier drink? Om hom te wen vir die Here? Nee, ek gaan nie saam met daai tipe ouens nie. Maar jy vergeet, jy was daar. Wel, ek was daar. Dis nie vir my skande nie. Maar gaan nie saam met hom 'n dop drink.
om hom te wys ek is okay met hom nie. Nee, ek gaan my koeldrank drink en ek sal met hom praat oor Christus, omdat ek saam met hierdie wynsuiper 'n pad loop. Is dan baie lekker, né? Ons kan mense so kritiseer en ons kan mense so afbreek. Maar hulle sê vir hom, hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Die seun van God. Dis nie aanvaarbaar nie. Maar ons kan dit vir ander mense sê. Is dit aanvaarbaar? Kom ouens. Kom laat ons bietjie daai selfondersoek doen, asseblief. Alright, ek wil spring. Sagaria 7. Die opskrif sê daar, baie mooi. Geregtigheid te oefen, dis die perikoop. Geregtigheid te oefen is beter as om te vas. Baie interessant. Nou kom God in 'n gesprek met die profeet. God is in elke hoofstuk in die Bybel in 'n gesprek met 'n profeet. Hy's elke dag met jou in 'n gesprek. O Here, maar ons hoor nie die stem nie. Jou skuld. Is jou skuld. Want jy is veronderstel om 'n profeet te wees. Jy is veronderstel om 'n boodskap te gaan uitdra. Jy is veronderstel om vir 'n dag vir 'n kind, vandag vir 'n kind te sê, nee man, daar's hoop. Dis profeties. Daar's hoop. Alles is nie soos dit lyk nie. Nou sê die Here vir Sagaria, spreek tot die hele volk van die land en tot die priester dit, as julle, hoor wat sê, 70 jaar lank in die 5de en die 7de maand gevas en getreur het julle toe werklik terwille van my gevas? Sien jy wat kom hierin? Godsdiens, gewoonte. Ek gaan daai tyd en daai tyd vas. Dan weet ek gaan vas. Moenie vir my boodskap sê bid saam met ek gaan vas nie. Jy klaar jou loon weg. Die Bybel sê as jy vas, gaan jou binnekamer, was jou gesig, kam jou bietjie hare en vas. Laat niemand dit weet nie, want God wat in die verborge sien. Alright. So, nou sê God, doen julle terwille van my? Nou, die volgende vraag. Hy vra hom net vraag. Vers 6. As julle eet en as julle drink, is dit dan tot nie julle wat eet en julle wat drink nie? Wat het ons laas naweek gedoen? Het God gesit by die tafel en eet en drink? Nee, ek en jy het. Wees realisties. Dis die tafel wat Christus voorberei. Maar wie het geëet en drink? Hy sê dit. God sê dit vir hom. As julle eet, julle drink, sit dan nie julle wat eet en julle wat drink nie. Dan kom hy weer met 'n vraag. Vers 7. Is dit nie so met die woorde wat die Here deur die diens van die vroeë profete verkondig het nie? Toe Jerusalem en sy omliggende stede nog bewoond en rustig was en ook die Suidland en die Laagveld nog bewoond was. Dis die vraag. Dit het goed gegaan. Dit het goed gegaan. Dit gaan goed in Suid-Afrika. Die profeet praat. Dit gaan goed in Suid-Afrika. Boere hier by Frankfurt het hulle oeste verloor met hierdie baie water. Groot oeste. Sojas is gone. Dit voorspel vir ons moeilikheid. Kroonstad, Viljoenskroon, hierdie kant toe, mielieboere. Ouens, ons is veilig en rustig. Dink ons. OK. Verder, vers 8. Het die woord van die Here tot Sagaria gekom en gesê. So het die Here van die leerskare gespreek en gesê, spreek 'n eerlike vonnis uit, bewys liefde, barmhartigheid die een aan die ander. Doen ons dit? Ek vra jou vanmôre net die vraag. Het ons die barmhartigheid? Het ons die omgee? Of moet die nood eers kom voor ons dit wil doen? En as die nood kom, wil jy dit nie doen nie, jy wil hê. Dis mos hoe die mens werk. Daar jy die disippels op die boot. Here, gee nie om laat ons vergaan nie. Hy lê en slaap.
As die nood daar is, dan kan ons roep. Maar as dit goed gaan, is ons te apaties. Hy sê, en moet nie die weduwee nie wees, die vreemdeling, die arme verdruk nie, en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie. Dis 'n opdrag. Maar, hoor wat sê hy, hulle het geweier om te luister en wederstrewig, die skouer afgewend, hulle ore toegestop om nie te hoor nie. En nou kom hy, nou sê hy, ook het hulle hul hart soos 'n diamant gemaak, om nie die wet te verneem nie, en die woorde wat die Here van die leerskare, deur sy gees. Ons kom terug na die kern toe. Heilige Gees, lei my, om die wil van my Vader te doen. Strome van lewende water kom vloei deur my. Maar ouens, is dit regtig vanmôre ons begeerte? Pinkster is mors dood. Ek sê 'n vreeslike ding. Waar's ons ou evangeliste? Waar's die vuur? Waar's 'n ou soos 'n Tini Cronje? As hy ou sy mond oopgemaak het die vuur geval. Waar's ons? Ons het verleer. Wat's Pinkster? Maar nou sê God hier, deur sy gees, deur die diens van die vroeë profete, wat hy gestuur het nie. So het daar dan van die Here van die leerskare 'n groot toren gekom, en hy toren is op pad. Daarom, soos hy geroep, en hulle nie gehoor het nie, so sal hulle roep, maar ek nie hoor nie, sê die Here van die leerskare. Desperaat. Jy moet desperaat raak om die koninkryk van God te bestorm. Jy moet desperaat sy koninkryk bestorm en sê, Here, ek gaan U nie los totdat U my nie antwoord nie. Ek weier om U te los totdat U my nie antwoord nie. Ek sal U nie los totdat U nie antwoord nie. Weet jy wat? God soek dit. Hy soek dit. Gaan kyk na Jakob. Gaan kyk na Samson, man, parmantig. Hy slaat al die klomp Filistyne dood. En hy stap daar en hy sê vir die Here, okay, nou moet ek nou doodgaan van die dors. Hoekom het hy dit kon sê, ouens? Hy het 'n verhouding. Hy praat met sy vriend. Nie met sy diensknegt nie. Hy praat met 'n vriend van hom. Hy sê, alright, maar ek het nou gedoen wat hy gesê het ek moet doen. Moet ek nou doodgaan van die dors? Dit vir hierdie klomp Filistyne. Poeps, daar spring die water uit. Wanneer laas jy jou wonderwerk gehad? Wanneer laas het jy jou wonderwerk gehad? Ek sluit af. Jesaja 30. God sê vir die profeet, gaan nou inskryf dit op 'n tafel in julle teenwoordigheid en teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir latere dae, maar vir altyd en ewig. Wat opgeskryf word, staan vir ewig. God change nie sy mind nie. God is nie op double mind is ingestel nie. As hy so besluit, bly hy by sy besluit. Ons kan hier dit besluit en dan dat. Dan wil ons so, dan wil ons die. Maar God sê, hierdie staan tot in ewigheid en dit dui op wat? Dit dui op die laaste dag. Weet jy hoe bevoorreg is ons vanmôre om in die laaste dag te lewe? Maar ons besef nie wat sal nie gebeur nie. Ons is aan die slaap. Ek praat van die wêreld. Almal loop so skape agter 'n stem aan van wêreldleiers. En almal sê ja en amen, ja en amen, ja en amen. En wat hulle besluit is ja en amen. Toe kom die DA met hierdie groot magtige ding van 0.5 wat hulle vir ons behaal in die Kaap om die wet weg te kry. Ek sal nie verder praat nie. Geld. Christus het gesê, jy kan nie God en mammon dien nie. Hulle is almal so in dieselfde bed hierdie lot. Moenie beïndruk raak nie. Dalk soek hulle alweer stemme vir die volgende keer. Maar ja,
Moenie aan die slaap gesis word. Hy sê hier, dis 'n wederstrewige volk. Ouens, vers 9 is baie sterk. Dis God wat praat. Dis God wat praat van Jesaja af. Dis God wat praat van Genesis af. Dis God wat praat van Noag se dae. Dis God wat praat in 2025. Dis 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders. Kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie. Nou is daar hierdie groot ding in die wêreld, eintlik in Suid-Afrika, groot drama rondom die wet. Almal wil nou die wet. Daai flipping wet leef in my hart. Ek het nie 'n uiterlike wet wat daar staan nie, en nou moet ek nie elke keer voor die wet gaan staan, en dan moet ek sê, o genade, die wet nie. Die Jode kon nie die wet hou nie. Niemand kan nie. Nou karring almal terug na die wet toe, want dis so O&A. Daar word nou boodskappe Galasiërs, is nonsens, jy moet die Bybel uithaal. Man, haal altyd die Bybel uit as jy wil uithaal. My boek sê vir my in Openbaring, as jy iets uithaal, sal daar van jou deel uitgehaal word by die ewigheid by God. As jy iets byvoeg, sal God die oordeele byvoeg. Ek kry vanmôre boodskappe 1:30, 1:30. My foon is af, hoor, maar ek op my foon oopmaak vanmôre. Stel ek bietjie hierna kyk, want daai en daai mense is ons betrokke in hierdie wettiese goed. Ouens, bly by die waarheid van die woord. Plus as 'n kind. Wat jy geleer het en mee opgegroei het, bly daarby. Moenie super slim word nie. Want jou kennis gaan jou ondergang beteken. Want jy wil God begin bevraagteken. Hy sê, want aan die siener sê, sien nie. En aan die profete profeteer vir ons nie wat reg is nie. Preek vleitaal vir ons. Profeteer bedriegery. Ek kan vir jou vandag so 100+ ouens op YouTube stuur wat jou sal vlei. Gaan luister na hulle. Hulle vlei jou, hulle praat jou man die mooiste stories. Hulle vlei vir jou. Hulle profeteer, hulle lieg vir jou. Weet julle wat is ons probleem? Kerk, weet julle wat is ons probleem? Ons ken nie die woord nie. Ons lees baie skraps die Bybel. Ons staan nie in 'n verhouding met die Heilige Gees nie. Die persoon van die Heilige Gees. Hoekom het Jesus gesê is voordelig dat ek weg? Anders kan ek hom nie stuur nie. Die Gees van God. Sterk woord. Wyk af van die weg. Volgende vers. Wow, let there be joy. Yes, ek sê ook so. Vers 11. Wyk af van die weg. Buig af van die pad. Laat die Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Ouers, ons sê die Jode was stupid. Is ons slimmer? Hemel, gaan kyk wat gaan om jou aan. Dis 'n afval wat jy in jou lewe nie kan verstaan nie. Goed, vers 12. Daarom, so sê die Heilige van Israel, omdat julle hierdie woord verwerp en vertrou op verdrukking en slinksheid en daarop steun. Vers 13. Daarom sal hierdie skuld vir julle wees soos 'n los stuk wat wil val, wat oorhang in 'n hoë muur, waarvan die instorting heeltemal onverwags kom. Some men trust in chariots. Some men trust in horses. But I will trust in the Lord my God. Jy sien, ons dink ons is veilig waar ons bly. Ons dink ons is veilig waar ons beweeg. Jy's net by God as jy veilig. Jy's net in sy beskutting veilig. Hy sê vers 14, ja, hy sal dit verbreek soos die kruik van 'n pottebakker verbreek word, wat sonder verskoning stikkend geslaan word, sodat hy die brokstukke daarvan geen skerf gevind word
om vuur uit die vuurherd te gaan haal, of om water uit die kuil te skep nie. As God slaan, slaan God hard. En as die Here met jou praat, moenie jou hart verhard nie. Moenie vir hom kwaad word nie. Ons het die getuienis gehoor. Weet jy, baie mense is elke dag kwaad vir God, omdat dit nie gaan volgens jou wil nie. Dit moet nou gaan soos wat ek het wil hê. En as die Here sê nee, wie is hy nou om vir my nee te sê? Ek is daarom sy blue-eyed. Het jy toe gedink? En jou duiwel staan en hy vryf vir jou, hy sê, toe maar, jy is myne, my blue-eyed. Ok, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Ouens wat hy toegepraat het, praat hy nog steeds. Julle wou nie. Julle stil wees, julle krag lê by die voete van God. Daar waar die invulling van die Heilige Gees, daar waar die Heilige Gees met jou praat. Hy sê, maar julle wil nie. Ok? En julle het gesê, nee, maar op perde sal ons vlieg, daarom sal julle moet vlug, en op renperde sal ons ry, daarom sal julle vervolgers laat jaag. 1000 van julle sal vlug vir 'n oorlogsgeroep van een enkele, vir die oorlogsgroep van 5, totdat julle oorbly soos 'n vlagpaal op 'n bergtop en soos 'n banier op 'n heuwel. Eensaamheid. Kan ek hierdie woord inbring na ons tyd toe? Toe Rooikappie nou hier kom, toe sê hy, hulle gaan Oranje oorrompel. Hy het vasgehaak in Kimberley die hoenderkop. Want hy het geweet, daar is moeilikheid. Ouens, hierdie pot is besig om te kook. Die pot is besig om te kook. Die Bybel sê vir my, van die Noordland af kom dit. Van die noorde kom dit, van Rusland kom dit. Hierdie goed kom. En ons hoogste prioriteit moet wees, vol van die Heilige Gees. Ek sê julle, is die hoogste prioriteit. En ons maak niks van hom nie. Ek sê gisteraand vir die manne, ons het so 'n bietjie by mekaar gekom. Dit voel of jy so met 'n muur staan en praat. As jy praat rondom die Heilige Gees. Of ons wil hom nie ken nie, ons wil nie van hom weet nie, ons wil hom nie toelaat nie, of ons is bang vir hom, of ons misken hom. En ek wil vir julle vanmôre sê, wanneer die moeilikheid kom, weet nie vir julle gesien het die aardbewing wat daar was, 6 punt iets. En dat toe 'n ding op die nuus gegooi, en jy sien hoe hardloop mense in die strate af, weg van die geboue af. Nogal wat hy nou hier gesê het. Maar hardloop net so eentjie, dan gaan staan hulle en draai hulle om en kyk hulle. Nuuskierig. Dis 'n ou spreekwoord, van nuuskierigheid is die tronk vol. Die kerk is leeg. En daarom, hier kom 'n fantastiese belofte. Daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om ons genadig te wees. Daarom sal hy hom verhef. Hy, God, sal hom oor julle ontferm. Want die Here is 'n God van die gerig. En hier is die kern. Welgeluksalig. Elke mens wat op hom wag. Ons het nie meer tyd nie. Ons het nie tyd om vir hom te wag op nie. Ons het nie tyd om op hom te wag nie. Ons het tyd vir niks anders nie. En weet jy wat, ons het net nie meer tyd nie. Ek kry nie meer tyd met 'n horlosie saam nie. Ek kom nie by nie, as ek sien, is dit so laat. Ek wil my horlosies weggooi, ek wil hulle stikkend gooi. Jy het tyd vir niks. Ons het tyd om geld te jaag. Ons het tyd om besig te wees. Ons het tyd vir ander goed. Nie tyd vir God nie.
Ouens, en ek wil vanmôre afsluit hierby. Ek wil vir julle vanmôre sê, asseblief, ons is traag om God vas te gryp. Die rampe, die krisisse is aan die kom. Ek sê wat ek al 10 keer van hierdie kant al afgesê het. Moenie die fout maak wat hulle in Rwanda gedoen het. Toe die moeilikheid kom, toe gaan almal kerk toe. Toe skiet hulle 10,000 in 'n kerk dood. Ek is nie vanmôre hier om vir jou bang te praat. Ek is vanmôre vir jou te waarsku. Vir jou te sê, kyk na die tekens van die tye. Alles van God se woord val in plek. Presies. God is nog nooit onkant gevang. Hy's presies in die kol met alles. Maar as jy in kol met hom, daar's die probleem. En nou sê hy, ek sal met ongeduld daarop wag om jou genadig te wees. Dis 'n amazing God. Maar ernstig gaan hy stop. Ernstig kom die woord in wat Jesus gesê het en die maagde het ingegaan en die deur is toegemaak. Wat gaan nou ons verskoning wees? Die lampe is nie vol nie. Ons is nie gereed nie. Ons dink ons is. Maar is ons? Ons het dalk hierdie hoop, hy gaan ons vat voor daar 'n drama kom. Ons gaan so 'n bietjie voel. Ek dink ons voel dit klaar. Ons voel dit in salarisse. Ons voel dit in ons geld. Ons voel dit werksituasies. Ons kyk na die onregverdigheid. Ons kyk na wat hierdie hele regering doen. Hulle die blanke glad nie in geensins in hulle beplanning nie. Ons is gehaat. It's fine. It's fine. Jesus was ook gehaat. It's fine. Dit is goeie geselskap. Maar my vraag net vanmôre, hoe lank gaan hy nog die geduld moet hê? En wanneer gaan jy onvoorwaardelik sê, Heilige Gees, wat? Onthou Rassie Erasmus het daar ook. Ek het gisteraand die vraag gevra, hoekom? Ons mag mos vra. Nee. Stem julle saam met my? O ja, praat verkeerde gehoor. Ek vra vir God baie keer vra. Toe vra ek gisteraan die vraag, hoekom het Rassie gelewe in die era wat hy gelewe het? Daar duisende is tot bekering gekom. Maar toe kry ek my eie antwoord, vandag sal die mense nie meer wil luister. Tragies. Tragies. En elke advertensie wat jy hoor, op enige kanaal, hierdie naweek gaan ons jol, ons gaan bash, ons gaan boete. Ons gaan skit. Ons sing hy ou skit die biscuit. Ouens, ek bid vanmôre dat Vader ons oë oopmaak, ons geestesoë. En ek bid vanmôre dat ons die waarskuwings wat ons kry, altyd sal koppel in hierdie fantastiese beloftes. Ek is ongeduldig, ek wil jou seën, ek is ongeduldig. Wanneer jy kom dat ek jou kan seën, kom net in my wil. Kom net, ek vir jou wys wat wil ek doen. Maar dit is asof ons, nee, ek vertrou hom nie. Ons vertrou hom nie. Want jou pa was 'n bogger wat vir jou verskriklik gelieg het. Jou pa het gesê, gaan vir jou dit koop en dit koop. Hy het dit nooit gedoen nie. Nou vergelyk jy God met jou pa. Ek het so 'n pa gehad. En ek het 'n totaal verwronge idee van God gehad. God kan nie dit doen nie. Hy sal nie dit doen nie. Hoekom sal hy dit doen? Tot jy hom ontmoet. Dan weet jy, hy is ongeduldig om dit vir jou te doen. Gaan jy hom die kans gee? Alles bly jou keuse. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanmôre dat ons rondom die woord van die Here kon sit. Dankie dat ons kan inneem. Dankie Heilige Gees dat ons U kan vra. Werk in ons harte.
wees u die naprediker van hierdie woord. Here, van preke op die einde van die dag, word ons almal net versadig. En dan kom ons op 'n plek van opgeblaasenheid, want dan het ons kennis, dan sê ons weet alles. Intussen tyd is ons so bankrot, want die Heilige Gees vloei nie, hy werk nie. Die krag van God word nie gedemonstreer. Die vuur van die Heilige Gees brand nie in ons harte nie. Dan wonder ons, hoekom is alles verkeerd? Hoekom wil niks regkom nie? Hoekom voel dit elke dag so, net nog 'n dag? Kom by die hart van God vanmôre. My gebed vir elkeen. Kom terug by sy voete. Kom terug waar die Heilige Gees deur jou toegelaat sal word om oor te neem. Die Heilige Gees doen dit nie. Jy moet hom toestemming gee. God doen niks sonder ons keuse. En ek wil vanmôre by u pleit. Ek dink die volgende week, 2 weke, gaan ons baie drama sien kom op die wêreldfront. Baie drama. En is okay, laat dit kom. En laat hulle kom sê, vrede, maar in my hart het ek vrede. Want ek weet wie se beheer. Vader, ek maak dit vanmôre los, profeties, profeteer ek dit oor ons mense, dat daar 'n ongelooflike honger en dors na die strome van lewende water sal kom. Na daardie verterende vuur van die Heilige Gees sal opspring in ons harte. En dat ons die koninkryk van God sal bestorm as mense wat sê, niks sal my uit hierdie koninkryk uithou nie. Ek bestorm u koninkryk. Met respek, maar Here, met 'n vasberadenheid. En ek release dit vanmôre in elke hart, en ek dank u vir dit, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ouens, baie dankie.